Here, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan dien, om U woord te kan bestudeer. Here, en om U werk en U hand ook in ons lewens te identifiseer. Ek bid dat ons in die tyd waarin ons lewe, dat geen stem harder met ons sal praat as die stem van die Heilige Gees nie. Help ons om te onderskei, help ons om gehoorsaam te wees, en help ons om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook daders. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Vanaand begin ons met die 7 gemeentes. En toe ek nou begin om my studie te doen oor die gedeelte wat ons nou vanaand behandel, of die bedoeling van vanaand is hoofstuk 2 van Openbaring vers 1 tot 7. Maar toe ek begin met my navorsing, toe sien ek dat ons eintlik nie kan begin met daai verse nie voor ons 'n paar dinge goed bestudeer het nie, want dit is baie belangrik reg aan die begin van ons studie oor die 7 gemeentes om die algemene ooreenkomste tussen hierdie 7 te bestudeer, om 'n oorsig te kry van presies wat hier gebeur. Ek dink dis baie belangrik. Want soos wat ons deur die boek beweeg, deur hierdie 7 gemeentes, gaan julle sien dat daar sekere grondbeginsels is wat van toepassing is by al 7 gemeentes, en dan help dit om 'n bietjie dieper begrip te hê van wat hier gebeur. So, ons gaan ook nie, ek gaan probeer om nie die gemeentes se bespreking op te breek in 2 lesings nie. So ek gaan dit bietjie korter maak sodat ons 1 les per gemeente spandeer, en ek gaan probeer om nie te veel inligting uit te laat nie, maar ook om nie te lank te wees met hierdie sessie nie. So, ons kyk in die eerste plek, ek wil miskien dalk voor ek nou ek gaan net so vinnig deur hierdie prentjies gaan, wil ek graag hierdie gedeelte lees, en dan gaan ek heel terug aan die begin toe, en dan gaan ons net die inleiding behandel vanaand. Ons gaan glad nie vanaand by hierdie teksgedeeltes uitkom nie, maar ek wil dit lees sodat jy die oorsig gaan hê van wat ons gaan bespreek. Nou, lees saam met my Johannes skryf, en julle moet nou onthou dat hier is Jesus nou aan die woord, en Jesus gee 'n opdrag aan Johannes, sê vir Johannes, skryf wat jy sien, wat jy hoor, en nie wat jy dink en dis meer nie. So kom ons lees, wat skryf Jesus, wat skryf Johannes hier, wat hy op hierdie stadium fisies waarneem van wat Jesus sê. Openbaring 2 vers 1. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Efese, ons eerste gemeente. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, en wat tussen die 7 goue kandelare rondbeweeg. Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding. Ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets, en hulle as leenaars uitgewys. Vers 3. Verder hou jy aan om te volhard, en jy het ter wille van my naam baie verduur, sonder om moeg te word. Vers 4. Maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou. Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom, en jou kandelaar van sy staanplek af verwyder. Maar dit tel in jou guns. Jy haat die dade van die Nikolaïte, wat ek ook haat. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan. Nou goed, kom ons kom reg na die begin toe, en vanaand wil ek begin deur 'n bietjie te praat oor
hierdie briefboodskappe aan hierdie 7 gemeentes. En die eerste gedagte wat ek by jou wil los is die vraag, wat is 'n brief? Ons het almal verliefdes of liefdesbriewe geskryf aan ons skoolmeisies en aan ons ouens en die wat nou meisies is en ouens, ons het die hele tyd liefdesboodskappe teenoor mekaar geskryf, briewe geskryf. Toe ek in die weermag was, het ek vir my familie geskryf by die huis, my ma, my pa, my broer en my sissies en hulle vir my. So ons het gekommunikeer deur middel van briewe. Ons het nog nie in daai stadium dinge gehad soos SMS'e en WhatsApps en klas, dit was nie daar nie. So die beste manier van kommunikasie was nou maar 'n brief wat jy gepos het en gelukkig, dankie Here, in daai stadium het die poskantoor nog gewerk. Vandag is dit nie meer die geval nie. So 'n brief is 'n gedagte wat ons op papier vasgevang het. En jy kan amper sê, en dis vir my 'n baie mooi stelling om so daaraan te dink, dis 'n brug tussen 2 geeste wat in verskillende ruimtes en tye bestaan. So as ek 'n brief skryf aan jou, dan is ek in 'n spesifieke tyd en ruimte en daardie brief raak 'n verbintenis met jou wat in 'n ander tyd en ruimte lewe. Maar dit bly presies relevant asof ek in jou teenwoordigheid is. En ek dink dit maak dit baie belangrik om van kennis te neem, of dis baie belangrik om hiervan kennis te neem, dat dit wat Johannes dan in 'n brief gesit het, op skrif gesit het, is so goed soos wat dit is as hy self daar is en hierdie dinge oordra. Maar nou sit hy op Patmos, in 'n grot, en dan skryf hy na hierdie gemeentes toe. So dis 'n brug tussen twee verskillende geeste in verskillende tyd en ruimte, as ek dit nou maar so kan uitdruk. Die tweede punt wat ek onder jou aandag wil bring is dat dit is 'n bewuste daad van kommunikasie. Dis 'n poging om 'n idee of 'n gevoel of 'n boodskap dan nou te laat voortleef buite die oomblik waarin dit vasgevang is. Dink so 'n bietjie. As ek 'n brief skryf, dan bly daai brief voortleef in ander tye as wat dit is toe ek dit geskryf het. En dis 'n belangrike konsep om van kennis te neem. Mense skryf briewe omdat woorde blywender is, of kan ons maar sê, as klanke. Dit wat ek nou sê, as ons dit nie vaslê op 'n video of op 'n klankopname nie, gaan verlore. Maar dit wat ek in 'n brief skryf, bly daar. Dit wat ek in 'n boek skryf, bly daar. Dit leef langer voort as net 'n klankboodskap, veral in die tyd waarin Johannes geleef het. Onthou, op daardie stadium was die enigste manier om inligting vas te lê, was om dit op een of ander manier neer te skryf. Daar was nie 'n videokamera en 'n media en al daai dinge wat inligting kon stoor nie. Dit moes neergeskryf word deur iemand en dan was dit in veilige bewaring geplaas vir die nageslagte en dies meer. So dis baie belangrik om te weet dat 'n brief woorde bevat wat blywender is of langer hou as klanke, omdat 'n brief tyd en afstand kan oorbrug. En die skrywer se teenwoordigheid in die afwesigheid plaas. Nou dink 'n bietjie daaraan. Jy ontvang 'n brief van 'n geliefde af. Daardie geliefde is in 'n ander dorp, maar jy lees hierdie brief asof daai persoon in sy afwesigheid steeds daar is en met jou praat. Maar verder is 'n brief ook 'n manier, en luister hoe mooi is hierdie. Dis 'n manier om te onthou, om te voel of om te beïnvloed en om sin te maak van die wêreld. Dis as ware 'n kunswerk van die menslike siel
wat in ink vasgevang word. Is dit nie mooi gestel nie? Dit wat ek neerskryf is 'n kunswerk, ietsie van my siel, ietsie van my wese, van my identiteit en my karakter, wat ek in ink vasgiet op 'n stukkie papier, of op 'n rol, papierus, of wat ook al die geval mag wees. En dis belangrik om hierdie dinge te onthou van wat 'n brief is. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie na 'n oorsig, en hierdie volgende 7 punte wat ek vir jou wil noem, is algemene punte wat ooreenstem met al 7 gemeentes. So hierdie dinge gebeur nie net in die gemeente van Efese nie, maar soos wat ons deurbeweeg, gaan hierdie algemene goed wees wat ons gaan sien in elke benadering in elke brief tot elke gemeente. En die eerste is wat ons nou natuurlik sien, die eerste brief waarvan ons nou vanaand net die inleiding doen, is die brief aan Efese. Nou die briewe is meer boodskappe as formele briewe. Dis 'n boodskap wat oorgedra word. Hier's belangrike inligting waarvan hierdie kerk moet kennis neem en dis meer. En elke boodskap aan 'n spesifieke gemeente was ook bedoel eintlik vir die ander gemeentes. So daar's in elke brief iets wat almal moet hoor. In elke brief is daar waarskuwings waarvan almal kennis moet neem, en elke brief bevat inligting wat God se goedkeuring wegdra, wat of teenwoordig is by 'n gemeente of afwesig is by 'n gemeente, maar ek kan na Efese se brief kyk en ek kan kyk na Laodicea, en dan kan ek vir myself sê, goed, hierdie dinge wat God behaag, wat ons nou gelees het, waarvan God hou en waarvan hy nie hou nie, kan ek ook inlees in die gemeente van Laodicea. Hulle situasie verander, maar God se behoefte en begeerte verander nie soos wat die gemeentes verander nie. Dis die gemeentes wat verander, God het nie verander, God bly dieselfde. So, ons lees hierso dat, as jy kyk na die ander gemeentes wat ons nou later bietjie gaan behandel, dan gaan jy sien dat daar 'n ooreenkoms is tussen al hierdie briewe. So deur elke ooreenstemmende komponent van die briewe te lees en te vergelyk, kan ons 'n baie dieper insig in die boodskappe kry wat Johannes dan na hierdie gemeentes te stuur. So elke boodskap volg oor die algemeen 'n gemeenskaplike literêre struktuur wat uit 7 dele bestaan, en ek wil hierdie graag vir u noem vanaand, want ons gaan te doen kry hiermee soos wat ons deur hulle beweeg. En die eerste is die geadresseerde word heel eerste genoem. Met ander woorde, hy sal begin, hierdie brief word geskryf aan die gemeente van Efese of wat ook al. So hierdie patroon kom heel aan die begin van elke brief, kom dit op dieselfde manier voor. Byvoorbeeld, aan die engel van die gemeente in Efese skryf ek dit en dit en dit. So elke brief begin met 'n identifisering aan wie hierdie brief gerig is. Dan die tweede punt wat belangrik is om van kennis te neem, is dat die spreker word dan genoem. En ons gaan weer terug na ons ou gesprek toe om te bevestig dat Johannes het ons baie deeglik bewus gemaak van die feit dat hy nie besig is om sy eie identiteit of sy eie modus operandi of motiewe of wat ook al af te druk op hierdie gemeentes nie. Hy's absolute agent waardeur aan wie Jesus verskyn. Hy word nie gevra om sy opinie te lewer nie, alhoewel hy 'n groot historiese konteks het waaruit hy kan argumenteer. Is hierdie 'n punt waar die Here eintlik vir hom sê, Johannes, op hierdie oomblik gaan jy daardie konteks net so 'n bietjie op sy skuif. En jy gaan skryf wat ek wil hê jy moet skryf. En jy sal sien, soos wat ons deur hierdie gemeentes beweeg, dat dis ook relevant vir ons vandag. En ons kan uit al hierdie gemeentes uit, kan ons ooreenkomste trek, en ons kan dit net sowel toepas op ons as gemeente vandag hier in die Parel. So die spreker word genoem, en in elke geval word 'n deel van die groot visioen van Christus en sy selfidentifikasie word neergepen. En elke keer, dan is dit asof Jesus sê,
dit is wie nou praat met jou. Hy beklemtoon die gesagsvertrekpunt of die gesagsposisie van waar hierdie brief uit voortspruit. En dan herhaal hy elke keer homself, hy elke keer identifiseer homself. Byvoorbeeld, hy sal iets sê soos, hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou en tussen die 7 goue lampstanders wandel. Herhaal dit elke keer, sodat geen gemeente twyfel wie die outeur is agter hierdie boodskap wat hulle ontvang nie. Nou hierdie identifikasie word in elke geval voorafgegaan deur 'n baie betekenisvolle verklaring wat hy dan aflê, naamlik hy sê dit sê hy wat sterk herinner. Onthou hy begin en hy sê dit sê hy. Onthou daai frase in hakies. Dit sê hy. En dis 'n sterk herinnering aan die Ou Testamentiese formule om die woorde van God aan die gemeente van Israel in te lei. En ek hou van hierdie gedagte om daaroor te dink dat Jesus kom hier en hy lê die fondasie neer vir dit wat gesê gaan word. Hy maak dit vas, hy lê dit neer. Hy vra vir Johannes om te skryf, hy vra vir hom om op te let, te kyk en te sien en te hoor en dan te reageer. En dis 'n deurlopende tema. Die derde punt wat ons in kennis moet neem van hierdie gemeentes, is dat daarna word die kennis van die spreker gegee, wat hy weet. So eerstens begin dit word geadresseer aan hierdie gemeente. Die tweede punt is, wie praat nou met julle? En dan die derde aspek is, wat weet ek van julle? Is eintlik, hy sê vir ons indirek, hy sê eintlik vir die gemeentes, daar's niks wat julle vir my kan wegsteek nie. En hy begin hierdie brief deur te sê wat hy weet. Ek weet julle is goed hier en ek weet julle haat hierdie dinge. Ek weet julle doen daardie dinge, maar ek weet ook dat hierdie en hierdie dinge is dit wat julle verlaat julle eerste liefde. So sy kennis is goddelik. En hy ken die werke van die gemeentes en die werklikheid van hulle lojaliteit aan hom, ten spyte van hulle uiterlike skyn. Jy kan lyk soos wat jy wil, jy kan praat soos wat jy wil, jy kan optree soos wat jy wil in die openbaar, jy kan aantrek soos wat jy wil, maar God kyk verby al daardie dinge en hy kyk na die kern van jou siel, hy kyk na die kern van jou optrede en dit is waar hy sy evaluasie doen. 'n Interessante ding is, hierdie week sê my kind Mia vir my, sy sê vir my, pappa, ek het iets gelees, ek weet nie waar sy dit gelees het nie, maar het was vir my so treffend toe sy dit vir my sê. Sy sê vir my, is dit nie interessant, dat ons die hele tyd aanvaarbaar wil wees vir 'n wêreld wat die perfekte mens gekruisig het nie. Dink 'n bietjie daaraan. Is dit nie snaaks dat ons aanvaarbaar wil wees vir 'n wêreld wat die perfekte mens gekruisig het nie? Dink so daaraan. So, God weet wat hulle lojaliteit is ten spyte van hulle uiterlike skyn. Elke gemeente se hele lewe word gemeet aan net een standaard en dit is die standaard van Jesus Christus se lewe en die werke wat hy neergelê het. Dis die standaard. Julle sal onthou so 'n tyd terug het ek gesê dat wanneer ons kyk na die standaarde van die woord en ons kyk na die standaarde van God, dan kyk die wêreld na hierdie goed en hulle dink, ag man, weet jy, ons kan nie daarby uitkom nie. En ons kan nie op ons eie daarby uitkom nie. Dis hoekom ons waarom ons Christus nodig het. Maar wat doen ons nou? In plaas daarvan om te verander en aan te pas en te probeer om ons standaard deur die werking en die werking van die Heilige Gees aan te pas, sodat ons ook deur die proses van heiligmaking soos Christus kan word. Wat doen ons nou? Ons verlaag die standaarde na ons vlak toe, in plaas daarvan dat ons verander na 'n hoër standaard toe. En vir daardie rede kry jy mense in die kerk, byvoorbeeld. Vir jare is hulle presies dieselfde.
Jy sien nie dat hulle groei nie, jy sien nie dat hulle ontwikkel nie, daar's nie geestelike verdieping nie. Hulle is maar net dieselfde oor die afgelope 50 jaar. En eintlik moet almal van ons groei. Ons kan nie stil staan by die melk nie, ons moet vorder en groei sodat ons die vaste spyse kan geniet, sê die woord. En die Here sê vir ons, hy sê eintlik vir die gemeente, hy sê, ek sien hierdie dinge. Julle lyk aan die buitekant pragtig, julle doen wonderlike dinge en julle tree sterk op teen al hierdie valse apostels en dinge, maar daar's 'n dieper probleem wat ek raak sien. En 'n vriendelike versoek is dat julle sal werk aan hierdie dinge. So in 2 gevalle is die beoordeling heeltemal negatief, wanneer ons kyk na hierdie 7 gemeentes. Ons kyk byvoorbeeld hier na Sardes en Laodicea. Daai 2 gemeentes, wanneer die Gees van God met hierdie gemeentes praat, dan het hy amper nie 'n goeie ding vir hulle te sê nie. En dan sien ons dat in die boodskap aan die Philadelphia, noem die spreker homself die heilige en die ware, hoofstuk 3 vers 7. En aan Laodicea is hy die getroue en die ware getuie, identifiseer hy homself. Nou die vyand van Christus se gemeentes, ons weet mos nou almal wie hy is. Dis die duiwel self. En sy modus operandi is om die gemeentes en om die kinders van die Here binne in daardie gemeentes se lojaliteit aan Christus te ondermyn. Hy sal alles probeer in sy vermoë dat jy jou lojaliteit aan Jesus Christus, aan jou verbintenis met Christus in die wiele laat ry. En dis wat gebeur met hierdie gemeentes en raai wat, dieselfde ding gebeur vandag nog. Die 4de puntjie wat ons moet kennis van neem, of waarvan ons kennis moet neem, is na sy beoordeling, nadat hy vir hulle gesê het, ek weet baie meer van julle as wat julle dink. Nadat hy dit gedoen het, na hierdie beoordeling van die gemeentes en hulle werke, dan spreek hy sy oordeel oor hulle toestand uit. Hy sê reguit vir hulle, dit is wat julle verkeerd doen, dit is wat julle reg doen, en dit is waaraan julle moet werk, en as julle nie hieraan werk nie, dan is julle verdoem. En met hierdie woorde, hy sê byvoorbeeld iets soos, jy het jou eerste liefde verlaat, het ons nou gelees in hoofstuk 2 vers 4. Jy het jou eerste liefde verlaat. Of hy sê iets soos, jy is dood. Nou terwyl die 2 briewe geen ongunstige, daar so is nou die gemeente wat geen ongunstige oordeel bevat nie, maar ook nie regtig baie positief, en is die 2 gemeentes van Smyrna en Philadelphia. Hulle is nie te bad nie, maar hulle is ook nie daar nie, hulle is so lou in die middel rond. So dan moet ons in ag neem dat al 7 briewe saam met die hele boek Openbaring na hierdie gemeentes gestuur word. Volgens, want julle sal onthou hoofstuk 1 vers 11 sê dit pertinent dat al 7 gemeentes word betrek met hierdie poging. En dit dui daarop dat Christus wou hê dat al die gemeentes beide lof en teregwysing moes hoor. Vandag moet 'n mens versigtig wees om iets negatiefs oor iemand te sê. Want as jy nou net waag om vir ou te sê, luister, as jy aangaan met hierdie gewoontes van jou, gaan jy jou oë in die hel oopmaak. Dan sê die nuwe wette, dat as ek dit doen en iemand my gaan aankla, ek skuldig bevind sal word daarop. Maar Jesus sê vir ons baie uitdruklik, dat ons nie net 'n boodskap kan predik van goed voel nie. Ons is nie 'n self-help organisasie nie. Soos wat byvoorbeeld Joel Osteen en verskeie ander predikers se boodskappe is, dit's net oor feel good messages. Maar ons spreek niemand aan nie, want die Here wil nie hê ons moet oordeel nie. Ons sê nie vir die gays hulle is verkeerd nie, ons sê nie vir die sondaars hulle doen sonde, hulle gaan hel toe nie. Ons sê nie hierdie goeie nie, want al wat ons doen is ons verkondig die liefde van die Here. 'n totale miskonsepsie, soos wat ek Sondag vir jou verduidelik het, van die onvoorwaardelike liefde van God.
Die Here verwag van ons, soos die voorbeeld wat hy hier stel, om maar ferm te wees teenoor die sonde, maar ook nie stil te wees oor die goeie dinge nie. So, interessante ding is dat in hierdie briewe word talle tekortkominge beskou as innerlike verraad teenoor die verhouding met Jesus Christus. Daar's verraad wat gepleeg word. Elke gemeente is as 'n geheel verantwoordelik en dis vir my baie belangrik om ook hiervan kennis te neem. So die gemeente in sy totaliteit is verantwoordelik vir sy individuele lede en sy leiers, en elke leier en individuele gelowige is terselfdertyd volledig verantwoordelik vir homself en die gemeente. Hy hou almal verantwoordelik. So hy hou my verantwoordelik vir wat ek vir jou sê in die woord wat ek vir jou bring van die kansel af en die erns waarmee ek dit doen en die diepte waarmee ek doen en hy hou my verantwoordelik vir dit, maar hy hou jou ook verantwoordelik nie net vir die leier nie, maar ook vir die res van die gemeente. En dit is belangrik om te verstaan dat wanneer wat ek doen aan die buitekant van die liggaam van Christus en wat ek sê en hoe ek optree, maak 'n verskil. Ek het so tyd terug, eintlik nou al 'n hele klompie jare terug dink ek, vir julle vertel van 'n winkeltrollie, as ek nou reg kan onthou. Ek was in Bredasdorp gewees en ek kom uit die winkel uitgestap met 'n winkeltrollie. En ek stap want ek kon nie naby parkeer nie en ek moes nou ver loop met die winkeltrollie tot daar by my kar. En ek laai al die goed uit en ek vat die winkeltrollie toe nou terug en ek gaan sit hom daar in die ry en ek loop al die pad weer terug kar toe. En so 2 of wat Sondae daarna, toe kom 'n gemeentelid na my toe. En sê vir my, pastoor, ek wil net vir jou sê, baie well done. Sê vir wat? Wat het ek nou gedoen? Hy sê 2 weke terug, toe sit ek binne in die parkeerterrein daar by die OK sentrum. Of by die Spar sentrum. Hy sê, en ek sien toe jy kom daar uit die winkel uitgestap met hierdie trollie, die winkeltrollie. En toe jy nou met die waantjie nou tot daar by jou kar loop, toe wonder ek of jy hom gaan terugvat. Gelukkig het ek hom teruggevat. 'n ander keer het 'n soortgelyke ding gebeur, dit is eintlik baie snaaks, maar ek het, die wind het 'n bietjie gewaai en ek het 'n papier van 'n ding in my hand gehad, 'n lekker of een of ander pakkie chips of iets, en die ding val uit my hand uit en daar waai die wind, en ek hardloop toe agter hom aan om hom op te tel, en iemand sê vir my, ek het gesien jy laat val die papier, en gewonder of jy hom gaan optel. En dis waarom Jesus sê, hy hou nie net die leier verantwoordelik vir die kudde nie, maar hy hou die kudde verantwoordelik vir die leier, en hy hou die kudde en die leier verantwoordelik vir die gemeente in sy totaliteit. Ons dra verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheidsin teenoor die totale liggaam van Jesus Christus. Weet jy wat is vir my so hartseer is, dat in die afgelope week of 2 wat ons is besig om daar in ons huis te werk en probeer die plek bietjie mooi maak en so, en verf en dis meer, en ek praat met iemand wat eintlik heel onbekend is, en die persoon sê vir my, ons praat sommer so oor die kerk en mense wat in die kerk ook die dinge kan doen en wie ons ondersteun en wie ons nie ondersteun. En uit die bloutheid sê die persoon vir my, jy moet net nooit met 'n Christen besigheid doen nie. Doen besigheid met 'n kind van die Here. Wie het dit vir my gesê? Was dit nie om DB of iemand wat vir my dit gesê het? Ek kan nou nie onthou nie. En ek dink daaraan, is dit nie waar nie. Almal is Christene, weet julle, ons het 80% volgens ons sensus Christene in Suid-Afrika. Gaan jy besigheid doen met elkeen van hulle? Nee. Maar 'n kind van die Here, en ek praat nou van 'n ware kind van die Here, is iemand wat integriteit het. Dis iemand wat 'n verantwoordelikheidsin het. Dis iemand wat nie gaan wegloop met jou geld nie. Dis iemand wat jou nie gaan bedrieg nie. Dis iemand wat jou nie gaan belieg nie. Dis iemand wat jou belange op hulle hart dra.
met wie jy eerlik kan wees en wie eerlik met jou sal wees. En ek dink daardie mense is dun gesaai. En dis presies waarvan Jesus hier praat. So, ons is verantwoordelik vir mekaar, ons het 'n kollektiewe verantwoordelikheid en hierdie verantwoordelikheid behels vir al die gevaar van selfmisleiding oor goed en kwaad. Met ander woorde, baie mense sal kwaad doen en hulle sal vir hulle self vertel hulle is reg. Is dit nie interessant dat mense dikwels na jou toe kom, hulle doen die verkeerde dinge, hulle weet hulle doen die verkeerde dinge en dan kom hulle na jou en hulle probeer hulle self oortuig. Jy het hulle nie aangespreek nie, jy het hulle nie uitgevra daaroor nie. Hulle begin sommer spontaan en outomaties vir jou vertel hoekom is hulle reg. En toe het ek dit en dit teenoor daardie persoon gedoen, maar weet jy pastoor, want hy het so gemaak en ek het niks vir jou gevra nie. Dis jou skuldige gewete wat jou aankla. Nou probeer jy jouself aan my verduidelik. Is nie ek wat jou gaan oordeel nie. Het julle dit ook al ervaar? Mense wat sommer uit die bloute uit begin om hulle optree en hulle gedrag te verdedig. Dis die dinge waarvan Jesus hier praat. Hy sê julle mislei julleself. Daar's 'n selfmisleiding oor die goed en die kwaad, die waarheid en die valsheid. In situasies waar hulle maklik verwar kan word. Die bose verskyn hier onder die vermomming van die goeie. Hulle wil glo hulle doen goed. Maar ek en jy kom nie weg by God nie. Ons argumente kan nie God aftrek na ons standaard toe nie. Ons bedrieg onsself en dis waarvan Jesus hier praat. Moet jouself nie bedrieg nie. Wanneer jy verkeerd doen, erken dit. Wanneer jy niemand van ons is volmaak nie. Maar ons hoef nie leuns te vertel oor ons onvolmaaktheid nie. Ons kan dit uitspreek. Ons kan sê ek sukkel met dit en ek worstel met hierdie en ek het alweer hier gevou en ek het alweer dit. En so help ons mekaar, want dit is presies wat die proses van heiligmaking is om te groei van die een vlak na die volgende vlak. En ons doen dit nie, en ons kan dit nie doen deur mekaar en onsself te bedrieg nie. So die bose kom en die bose vermom homself in 'n pakkie wat pragtig lyk, en hy kom soos, julle sal onthou het gesê, hy kom soos 'n engel van die lig, hy lyk mooi. Maar sy intensie en sy inhoud is swart en boos. So Christus se oordeel bied dan aan elke gemeente die ware kriteria om uit hulle selfmisleiding uit te kom. So Jesus kom en hy spreek die probleem reguit aan, want niks kan vir hom weggesteek word nie. So hy kom en hy sê dit reguit, hy sê luister, julle doen goed met hierdie, maar hierdie en hierdie aspekte moet julle aan werk. Die 5de punt wat belangrik is wanneer ons kyk na die briewe is om elke gemeente te waarsku of dan te korrigeer en dan gee Jesus 'n dringende opdrag aan hulle. Hy sê nie net vir hulle wat is verkeerd nie, hy sê dan vir hulle dit is wat julle moet doen om hierdie verhouding en julle lojaliteit teenoor my, sê Jesus, te herstel. Dit is wat julle kan doen. So hierdie opdragte ontbloot dan nou verder die spesifieke aard van hulle selfmisleiding. Hoe mislei ons onsself? En hy ontbloot dit en dan maak ons 'n fout as ons dink dat die gemeentes die ketters en die dwaalleraar wat Christus beskryf het maklik kon identifiseer. Hulle kon nie. Ons het dit behandel toe ek op universiteit was in ons sielkindeklas. Ek kan nie onthou wat die term is nie. Maar julle sal onthou, ek het 'n paar jaar terug gepraat, ek dink nou net daaraan oor die ras in jou brein, 'n deeltjie van jou brein. Reactionate activating system, dink ek son, 'n reaksionêre aktiveringsstelsel. Nou die doel van hierdie filter, as ek dit reg onthou, is om sekere dinge uit te filter. So wanneer jy langs 'n treinspoor bly en die trein kom die eerste aand verby, dan hop jy net so hoog op jou bed. En dan die tweede aand dan hop jy bietjie laer en na 2 weke hoor jy nie meer die trein nie. Het julle dit al agtergekom? Mense wat langs die snelweg bly, hulle slaap bietjie ongemaklik en dan raak hulle rustig dan
en hulle hoor dit nie eens meer nie. Want jou brein het 'n meganisme in om homself te beskerm, ek dink is die reaksionêre aktiveringsstelsel, wat dan sekere dinge uitfilter. Want jy kan onmoontlik nie dink nou net as jy al die geluide, al die dinge wat jy voel, alles moet inneem. Hoe vergeweldig dit jou sal oorlaai. En hierdie filtertjie help jou dan om gewoon te raak en die dinge uit te filter, sodat jy kan fokus op sekere dinge. Daarom kan jy in 'n gehoor wat 'n klomp mense wat staan en praat, en in hierdie gehoor sê iemand vir jou, Philip, en onmiddellik kan jy alles uitfilter en jy kan net fokus op hierdie een persoon se gesprek. Dit is die vermoë wat die Here vir ons gegee het. Maar die duiwel gebruik ook hierdie selfde ding, en ek kan dit miskien dalk nou net hier inbring, en dit is dat gemeentes en mense raak gewoond aan die verkeerde dinge. Ons raak so gewoond daaraan dat ons nie meer agterkom ons doen dit nie. Het jy al gesien dat iemand wat verskriklik vloek, kom nie eens meer agter, hy praat so vuil nie, hulle kom dit nie meer agter nie. Hulle doen dit net spontaan, tweede natuur. En dit is die probleem waarmee ons sit, is dat sekere dinge wat ons doen, filter ons uit en ons identifiseer dit nie maklik nie. So dis nie maklik vir hierdie gemeentes om hulle eie misleiding net te identifiseer nie. Jesus kom deur middel van die boodskapper en dan sê hy vir hulle dit en dit en dit is die dinge wat julle 'n probleem mee het. Self het hulle dit nie eens agtergekom nie. En hulle sou voortgegaan het met hierdie sonde as dit nie was vir hierdie brief wat direk eintlik uit die hart van God uitkom om hulle te help om terug te kom na hulle oorspronklike liefde toe nie. So, omdat dit nie maklik erken is nie, daarom kom Jesus en hy sê vir hulle, en hy praat met hulle, en julle sal onthou in die Ou Testament, sien ons die Biliam se donkie en Isabel en al hierdie dinge wat waarskuwings bring. 'n Waarskuwing is 'n manier om net jou filtertjie so bietjie te kom toemaak en vir jou te sê, luister net 'n bietjie vir 'n slag hoe jy praat. Het jy al ooit stil gesit en gedink wat jy dink? Of dink jy net? En jy dink so negatief oor jouself en oor die wêreld, en is iets wat almal van ons nodig het, want jy sien hoe groter die boosheid is, hoe erger raak die misleiding en die vermomming van die bose, sodat jy dit nie eens meer agterkom nie. So in die uitleg van hierdie briewe moet die opdragte baie noukeurig oorweeg word, om presies die aard van die verskillende probleme en die dwalinge dan te bepaal, en die doel van die opdragte is nie vertroosting vir die verlore gemeentes nie, dis eerder die teenoorgestelde. Soos Jesus bring Johannes nie net vrede nie, maar hy bring ook die swaard. Hy lê die sweep en hy sê vir hulle, julle doen goed aan hierdie kant, maar hier moet julle verander. So die voorlaaste puntjie wat ek net wil bespreek is dat elke brief bevat die algemene vermaning. Wie oor het, laat hom hoor. Dis die algemene vermaning, almal van hulle. So ek sê vir jou, dit is wat jy verkeerd doen. Ek sê vir jou, dit is wat jy moet verander. Maar dit bly jou keuse of jy dit wil doen of nie. So wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So hierdie 7 identiese vermaanings kom dan voor met slegs hulle positiewe en ook hierdie veranderlik, hierdie dinge wat hulle moet verander en dis meer. En die woorde van die Gees is ook natuurlik die woorde van Jesus self, né? Ons gaan daarvan lees in hoofstuk 19 vers 10. Nou Christus se opdragte in die briewe is iets wat dubbelsinnig, en daarom moet ons dan ook na die gemeente luister, as ons so 'n bietjie ietsie weet van hierdie gemeentes, wat doen hulle goed, wat doen hulle nie goed nie, en waaraan moet hulle werk. En Jesus help hulle dan deur middel van hierdie waarskuwing om terug te kom na die dinge toe wat hulle doen. Die laaste puntjie wat ek net wil noem in terme van die algemene oorsig van hierdie briewe is dat elke brief eindig met 'n belofte aan die oorwinnaars. As jy dit doen, as jy verander, as jy maar warm is en nie lou of koud is nie, as jy die dinge doen wat ek vir jou sê, dan is daar 'n belofte. En hierdie belofte is dikwels op die mees metaforiese en simboliese dele van die briewe.
vir jou 'n voorbeeld gee daarvan. Dit kan uitdagings wees, dit kan soms moeilik wees om hierdie beelde en hierdie metafore te interpreteer. Ons gaan dit probeer doen soos wat ons aangaan. Maar elke een van hierdie metaforiese simbole is eskatologies van aard. Met ander woorde, hulle is toekomsgerig. En ons lees daarvan in die laaste 2 hoofstukke in die boek Openbaring, hoofstuk 21 en 22. Kom ek gee net vir jou 'n voorbeeld. Hy sê die reg om te eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. So 'n metafoor. So as jy hierdie dinge doen, gaan jy die reg hê om te eet van die boom van die lewe. As jy dit nie doen nie, sal jy nie kan eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God staan nie. Voorbeeld van dit. So daar's parallelle met die boom van die lewe, ons lees dit in Openbaring 22, en dan natuurlik ook die beskerming van die tweede dood, en daar's 'n ander voorbeeld, daar sal geen dood meer wees nie, ensovoorts. Daar's verskeie maniere hoe God dan sê, maar as jy hierdie dinge doen, hierdie is die beloning, en daardie beloning word dikwels metafories uitgedruk, wat nie altyd so maklik is om te interpreteer nie. Nou goed, ek wil miskien dalk net, daar's nou nog talle goed wat ek kan sê daaraan, en ek dink dit bring ons terug by die lyding van Christus, hoe Christus vir ons gesterf het, en weer opgestaan en die dood oorwin het, die gesag wat hy het, en die autoriteit wat hy het, en dis meer. En hy kom, en hy bring hierdie gemeentes, en hy sê, mense, neem kennis van hierdie dinge. Ek wil nie sien dat enige een van julle verlore gaan nie, maar dat elke een van julle gered sal word. En daardie boodskappe is net so relevant vir ons, soos wat dit was vir die gemeentes in Klein-Asië. Nou, goed. Kom ons gaan net gou aanhou. Ek wil net so 'n bietjie praat oor hierdie eerste gemeente, en ek gaan kort wees hieroor. Nou, Efese, wat was Efese? Wat het daar aangegaan? En voor ons nog kom by hierdie teks, wil ek net so 'n bietjie praat oor, waar is Efese en dis meer. Nou hierdie dorp, hierdie Efese, hierdie stad, kom ons praat eerder van 'n stad, want dit was 'n stad, was 'n baie belangrike ekonomiese sentrum in die eerste eeu na Christus. So dit was 'n baie invloedryke stad in die Romeinse Ryk, en dit was bekend vir verskeie dinge. Ek gaan net vinnig 'n paar van hulle noem. Die eerste ding waarvoor hulle baie bekend was die tempel van Artemis. Julle onthou daardie naam? Die tempel van Artemis is 'n godin van die natuur wat hulle aanbid het in Efese. Nou, daardie tempel bestaan vandag nog. Dis een van die 7 wonders van die antieke wêreld. En soos wat ek vir jou gesê het, Efese was hierdie sentrum van 'n heidense aanbidding, en ook dan nou van die kultus Artemis, en die naam Artemis kan ook vertaal word as Diana. En dit het baie pelgrims gelok. Baie mense het na die stad Efese toe gegaan net vir hierdie tempel. Want daar was baie voordele in daardie tempel wat ek nou vir jou sal noem. Die tweedens, Efese was 'n handelsentrum. Die stad was 'n belangrike hawe, en dit was 'n kruispunt op 'n handelsroete, wat 'n ekonomiese spulpunt in Klein-Asië was. Vandag natuurlik nou bekend as Turkye, soos wat ek vir julle gesê het. Die derde belangrike ding is om te verstaan dat die Romeinse provinsie, dit was die hoofstad van die Romeinse provinsie. So Efese was 'n administratiewe hoofstad van die Romeinse provinsie Asië, en met ander woorde, ons kan onmiddellik sê dit was 'n politieke maggebied, politieke regsentrum. Dit was 'n baie belangrike gedeelte. Ons lees ook dat Paulus het sendingwerk gaan doen, en daarvandaan in die boek Efese wat hy geskryf het, né? Dis waar dit vandaan kom. So hy het Efese besoek, en hy het daar 'n baie sterk Christelike gemeenskap gaan vestig. Sy bediening daar het natuurlik mos nou gelei tot die botsing tussen die aanbidders van Jesus Christus, die Christene, en die aanbidders van die Artemis. Ons lees daarvan in Handelinge 19. Daar was 'n stoeiery tussen hierdie konflik tussen hulle. Dan sien ons dat Efese ook bekend was vir hulle groot teater.
Toe ek daaraan dink, dit was omtrent aan die WhatsApp van die eerste eeu. Daardie teater kon 25,000 mense vat. En dit was gebruik vir openbare vergaderings, so as daar 'n nuus moet oorgedra word, daar was nie 'n suidernuus wat versprei was nie, alhoewel daar soms mense was wat op donkies en goed rondgery het of rondgestap het en dan 'n boodskap van die keiser afgelees het of oorgedra het aan die mense van Efese. Daar was dramas en opvoerings gedoen en daar was ook 'n oproer in hierdie selfde teater teen Paulus se verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. En dit het 'n groot invloed gehad. Paulus se invloed, ek dink 'n bietjie daaraan, dat dis so goed, een van ons gaan Johannesburg toe. En daar in Johannesburg begin jy weet die hele Johannesburg verkondig 'n sekere ding, 'n sekere geloof, 'n oortuiging, en jy gaan as 'n individu soontoe, en jou bediening word so geseën deur die Heilige Gees en deur God, laat jou bediening en jou teenwoordigheid in daardie spesifieke gebied die hele appelkar omgooi. Soveel so, dat hulle in die koerante en oral die mense waarsku teen jou. En dis wat hulle gedoen het by hierdie teater, waar hulle die mense bymekaar gekry het en hulle gewaarsku het teen Paulus, wat nou die Artemis of hierdie afgod kultus kom aanspreek en dit kom weer lê met die evangelie van Jesus Christus. So al hierdie afgodsaanbidders, hierdie Artemis aanbidders, hierdie kultus priesters, waarsku nou die mense teen Paulus en die evangelie van Jesus Christus. Die 6ste dingetjie wat gebeur daar in Efese is Johannes. Nou volgens Christelike tradisie het Johannes later ook in Efese gewoon, so hy is baie vertroud met die omgewing daar, en ons weet ook dat hy Jesus se moeder Maria, dat hy haar heel waarskynlik ook na Efese toe gevat het. So hierdie stad was baie, baie belangrik vir die Christelike tradisie. So om net saam te vat, was Efese 'n stad van godsdiens, handel, politiek, die sleutelpunt vir die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus in die eerste jaar. Ek het net vir jou 'n fotootjie ingesit. Daar is die tempel van Artemis, en dit word vandag nog, ek het 'n bietjie gaan kyk daaroor, daar's ongelukkig vandag net bouvalle van dit nog daar, maar dis 'n toeriste aantreklikheid. So as jy Klein-Asië toe of na Turkye toe reis en jy wil na hierdie dele van die wêreld toe gaan, dan kan jy nog steeds die tempel van Artemis gaan besoek. En daar's 'n prentjie van Artemis. Ek het eintlik nou 'n hele navorsingsstukkie gedoen oor dit, maar terwille van tyd gaan ek nie nou daarin gaan nie. Ek wil miskien ook net sê, dit was 'n Griekse godin, oorspronklike jagtergodin, 'n beskerming van die natuur en vroue, maar hierdie Artemis wat in Efese aanbid is, ek wil net dit noem, verskil bietjie van die tradisionele Hebreëse beeld of die Helleense beeld van die Artemis. Hierdie spesifieke beeld was die vrugbaarheidsgodin uitgebeeld. Sy was gekoppel aan lewe, geboorte, siklusse van die natuur, en hierdie kultus was in Efese vermeng met die Griekse en die Oosterse invloede. En as jy kyk na hierdie beeld, dan kry jy meer 'n halfe Oosterse tipe gedagte. Sy is ook bekend daarvan, soos wat julle kan sien, die verskillende klomp borste wat uitgebeeld word, want dis vrugbaarheid en dis meer en so aan. Maar nou wil ek ook vir julle die volgende sê, dat hierdie tempel was baie bekend, en die toeriste het daai tyd, die ouens wat rondgetrek het nogal gehou daarvan om na die Artemis tempel toe te gaan, want tempelprostitusie het hoogtyd gevier daar. Dit was deel van die kultus. So om daar 'n draaitjie te maak as jy iewers heen toer, was natuurlik nou die hoogtepunt van jou besoek. En daarom spreek Paulus hierdie tipe dinge baie sterk aan as jy Efese lees en so aan. So dis die konteks wat ons het van Efese. Dis baie meer as net 'n godsdiens. Dit was 'n kulturele, ekonomiese, politieke krag. En dit het uiteindelik totaal en al tot niet gegaan weens die teenwoordigheid van die Christen. Hierdie tempel was aan die einde van die dag heeltemal vernietig
omdat mense die Christelike geloof aangeneem het. Ek kon hierdie prentjie kry van die ou, die Groot Theater. Ek weet nie wat dit genoem word, behalwe die Groot Theater nie, soos wat julle sien, het lyk amper soos die Amphitheater in die Parel, net baie groter, en 25.000 mense kon daar sit. Nou, soos wat julle daar kan sien, daar is nie parkering nie. Mense het soontoe gestap. Daar was nie parkeringsprobleme nie. Jy loop soontoe en dan gaan kry jy nou jou sitplek daar en 'n amphitheater of 'n amfitheater is so gebou dat wanneer die ou daar onder staan en hy praat, dat almal kon hoor wat hy sê. Dis wonderlik hoe hulle dit eintlik ontwerp het en ons volg vandag nog eintlik maar dieselfde ingenieurstegnieke om klank te kan oordra, want hulle het mos nou nie soos wat ons sê 'n PA system gehad met lekker groot speakers en skerms soos wat ons vandag het nie. Hulle het niks van dit gehad nie. Hulle het maar net met hulle stemme geskree. So jy moes nogal 'n bulderende stem gehad het om vir 25.000 mense met hulle te praat. Nou ons is partykeer 10 mense by mekaar en dan kan jy nie eens hoor wat 'n ander ou sê nie, so gedruis is dit. Hoe klink dit 25.000 mense? So ek dink daai mense was nogal gedissiplineerd want jy moes doodstil gesit het daar. Want as jy nou die keiser onderbreek met jou storie wat jy gou wil vertel, dan is die kans baie goed dat hulle jou sommer met die dood gaan straf. So ja, soos wat ek gesê het, speletjies en al hierdie goeters het daar afgespeel en die oproer teen Paulus het in daardie arena plaasgevind. En ek stop daar vanaand. So ek wil net, nou verstaan jy hoekom ons nie net kan invul in om te kyk wat sê die engel aan die gemeente Efese nie. Daar's so baie om te sê rondom die teks wat nodig is om te verstaan, want as jy dit nie verstaan nie, dan lees ons name en ons lees van dinge en ons verstaan nie mooi hoe dit inpas in die groter prentjie nie. En hierdie help ons om net onsself so 'n bietjie te plaas in ons studie en ek dink dit help ons ook om 'n goeie breedvoerige kennis te hê van wat aangaan en waarom hierdie briewe uitgestuur is na hierdie gemeentes. En dit was baie invloedryk. Nou maar toe, ek stop daarmee. Ek weet nie of daar enigiemand is wat 'n vraag het nie. Enigiemand? Ek sluit vir ons af. Ons loof U, Here, vir die wonderlike voorreg wat ons het om meer te leer oor 'n wêreld wat so ver verwyderd is van ons af. Maar wat vir ons treffend is die feit dat dit wat ons daaruit leer net so relevant vir ons vandag is soos wat dit was vir die mense daar. 2000 jaar terug. En Here, ek vra vir U vanaand dat U ook met ons sal praat deur die Heilige Gees, sodat ons regtig ernstig sal wees met ons verhouding met U. En nie net op U aangesig kinders van God genoem word nie. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.